Goeiemôre broers en susters. Het is goed om in die huis van die Here te wees. Amen. Ek moet dit maar net glo, ek het laasweek julle gemis. Ja, toe ek in die Bloemfontein was, daai hele, ek was 'n week en 'n half daar, toe weet ek, as jy wil facelift hê, moet jy Bloemfontein toe gaan. Want alles trek styf, alles. Al die pooie is weg, alles is weg hierso. So koud was dit. Maar, baie dankie vir die gebede, wat u vir ons gebid het, terwyl ons daar was. Dit is goed afgeloop, alle eer aan die Here Jesus Christus. Gaan na hom toe, alle eer, alle lofprys en aanbidding. Amen. Bid asseblief vir die mense wat nie hierso is nie, en dink aan Thys en Elise, ons bid vir hulle elke dag, en die ander mense wat hierso is nie, bid vir hulle, dat die Here vir hulle sal aanraak. Amen. En as hulle siek is, dat hulle gesond sal word. Amen. Ons kan nie sonder die Here Jesus nie. Ons kan nie sonder sy werke in ons lewens leef nie. As hy nie sy hand op ons hou nie, wat is ons dan? As jy sê, jy is 'n kind van die Here, wat is jy dan sonder Christus? Niks. Ons het Christus nodig om te werk om die dinge te doen in ons lewens. Amen. Kom ons saam bid. Here, ons bid in die naam van Jesus vanmôre, dat u magtig sal beweeg in die gemeente. Ons bid elke ding wat u sal mag. Ons kom teen die werk. Ons sê vir u dankie, Here, dat u so 'n groot en magtige God is. Ons bid vir Jesus vir elkeen, en die mense wat by die huis is, wat siek is, Here, dat u ons sal aanraak, in Jesus naam bid ons dit. Ons gee alle eer daarvoor, bid dit in Jesus naam vanmôre. Ons bid ook vir die tieners die opgegaan is, wat nou sommer in die begin gaan opgeneem word, Here, dat u dit sal seën, en Here, aan u kom alle eer vir dit. Ons sê dankie daarvoor. Amen. Kom ons opstaan, dan gaan ons begin sing. Die liedjies wat ons sing, en dan vat ons ook ons tieners, ons opgegaves op dieselfde lyn. Amen. 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 Verlos dat jou naam, en hy sal jou gee, die begeerte van jou hart, verlos dat jou naam, verlos dat jou naam, en hy sal jou gee, die begeerte van jou hart, verlos dat jou naam, verlos dat jou naam, en hy sal jou gee, die begeerte van jou hart, verlos dat jou naam, verlos dat jou naam, en hy sal jou gee, die begeerte
glories, a strong tower, righteous into, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, righteous into, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, righteous into, and they are saved. The cross where I first saw light, and the burdens of my heart rolled away. Because in my faith I received my sight, and now I'm happy all the way. At the cross where I first saw light, and the burdens of my heart rolled away. It was in my faith I received my sight, and now I'm happy all the way. At the cross where I first saw light, and the burdens of my heart rolled away. It was in my faith I received my sight, and now I'm happy all the way. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van blydskap, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van blydskap, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van blydskap, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van blydskap, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van blydskap, sing ek so bly. Die Here is my krag en my besaling, hy het my tot reg geword. Hy is my God, hom sal ek roem.
believe He's the Son of God. I believe He died and rose again. I believe He paid for our soul. I believe that He's here now, standing in our midst, with the power to heal now, and the grace to forgive. I believe in Jesus. I believe He's the Son of God. I believe He died and rose again. I believe He paid for our soul. I believe that He's here now, standing in our midst, with power to heal now, and the grace to forgive. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, people. Come, Holy Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thy own gentle way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, Holy Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thy own gentle way. Kom ons het weer sing, halleluja. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, Holy Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thy own gentle way. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find it's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Yes, Lord. Your need to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find it's not too busy to
the Lord as He passes by. You will find His heart too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as He passes. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and the power. Come in Thy own gentle way. Ons aanbid U vanmôre, Here. U is magtig in ons midde, Here. U is magtig in ons midde, Here. Ons gee alle ere, alle lof, alle prys, alle aanbidding aan U vanmôre. Heilig is U naam. Heilig is die naam van ons God. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Halleluja, halleluja. Ons aanbid U vanmôre. Ons sê dankie daarvoor. Alle eer en lof aan U. Halleluja. U mag iets in plek in U baie dankie. So is altyd goed om in die huis van die Here te wees, sê amen. Ten spyte van alles wat ons deurgaan in die wêreld en wat met ons gebeur, weet ons dat God is goed. Hy is makdadig, hy is kragtadig en hy is goed vir ons. En ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor, ek wil u bemoedig vanmôre. Dis 'n bemoediging diens vanmôre, waar ek wil hê dat u moet verstaan dat niks wat ons doen as kinders van die Here kan sonder geloof kom. Ons moet geloof hê in ons om die dinge te doen wat ons moet doen vir die Here Jesus Christus en sy bediening wat hy vir ons gee. So geloof is een van die belangrikste dinge wat ons moet hê. Genade is die ander een. Genade, sonder genade kan ons nie lewe nie. As die genade van God nie oor jou is nie, broer, en jy is gebinde aan die wet, dan het jy niks te doen met die genade, sê die woord. Paulus sê dit duidelik. Hy sê, as jy aan die wet verbind is, jy vat die dinge van die wet, en jy hou die dinge van die wet vas, kan jy nie met Christus Jesus vergesellig word. Jy kan nie. So, dit is waar ons is vanmôre, en ek gaan hierdie skrif vir jou lees, want ek wou hierdie skrif gelees het, maar ek wil eers 'n bietjie gepraat het oor dit. Hebreërs 11 vers 1, almal ken hierdie ding. Die geloof is dan op vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie, ek wil hê jy moet verstaan, nie sien nie. Hierdie nie, wanneer ons begin van 'n ding bid in ons lewens, eintlik moet jy dit visualize, jy weet, jy begin bid, en Dr. Paul Young Chow het vir 'n boek geskryf vir Fourth Dimension, en praat hy oor hierdie goede. Maar sê jy moet eintlik begin in dit leef, so groot, dat jy dit werklik waar eintlik kan sien. En hy sê, hy het vir 2 jaar gebid vir 'n bicycle. Daar in Korea, hy het 2 jaar gebid vir 'n bicycle. 2 jaar het hy gebid, en hy het gesê, Here, ek soek 'n fiets, hy moet rooi wees, hy moet so wees, en dit wat ek soek. Hy sê, eendag toe kom hy by die huis, nou hy sy bediening gedoen, want hy het geloop waar hy wil gewees het, toe staan die fiets voor die deur. Hy het vir niemand gesê het vir dit gebid nie. Dis nie geloof. Jy hoef nie te blake uit te blake vir wat bid jy.
Geloof werk so, dit is eintlik 'n persoonlike situasie in jou lewe, dat jy as 'n kind van God gaan opstaan in geloof en beweeg in geloof. Ja, ons word vasgetrap, sê amen. Want dit is nie hierdie pastoor wat vasgetrap is. Hy word vasgetrap baie keer. Maar ek staan op. Ek bely, ek staan op en bely. En dis die ander ding, is ook belydenis is ook die belangrikste ding. Jy moet kan bely as jy verkeerd is. As iets met jou gebeur, en jy het geval deur die ding wat jy gedoen het, jy, nie die Here, jy, nie die duiwel, jy gedoen het, dan moet jy belydenis aflê, dat jy God nodig het om jou te help. Regtig. En ek wil vir jou sê vanmôre, geloof is nie maklik nie. As jy vat genade, is maklik, is vir ons gegee. Dis 'n gawe. Dis 'n gawe wat God vir jou en vir my gegee het. Geloof word. Dis 'n gawe wat ons het, waar ons glo in dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, die ding is dit. Ons het geleer, ek en my vrou het geleer om te bid en geloof. Ons het geleer om te glo dat die God wat ons dien, is die een wat voorsien. Nie die mens nie. Nie die mense om ons nie. Nie die mense voor en toe nie. Nergens nie. Ons glo in God. Hy sal die weg oopmaak vir hierdie Brits gesin. Hierdie twee. Hy sal die weg oopmaak. Hy sal die weg uitwys en waarom toe ons moet gaan. Ek was daar by 'n ander kerk. Ek sit in die kerk, ek rietjie. En ek sê nie ons wil nie vir hulle weet wie ons is. Ons is gewone mense. Ons sit daar, en dit was Vadersdag laasweek. Die pastoor staan voor, en iewers skielik staan die susters op, en dan loop na hom toe met 'n koevert. Ek gee dit vir hom, hy sê baie dankie. Hier lank hier staan die kerkraad ou op, hy loop vir hom toe met 'n koevert. Hy sê baie dankie. As ek weer kyk, ek gaan die jong mense moet ook geverd. Maar die pastoor toe, die gee dit vir my sê, ek sê, vriendjie, ek wil in hierdie kerk wees. Maar ek weet wat dit is, ek is bly dat God vir my voorsien. Amen. God is goed vir my en my gesin. Geloof red jou. As jy nie geloof gehad het nie, was jy nie gered. As jy nie oorgegee het aan Jesus Christus nie, was jy nie hierso nie. As jy gevul is en gedoop was nie, was ons nie in hierdie gemeente saam nie. En as jy nie gevul is met die Heilige Gees, is ook 'n ander storie. Want jy moet soek vir dit in jou lewe, op wie gaan jou dan lei? Die pastoor, jy weet ons ek is 'n soet pastoor. Ja, die moenie mamma, wie sê dit? Ek is soet. Maar daar is iemand anders wat jou kan lei in die waarheid. En die waarheid wat jy nodig het in jou lewe. Jy het nie iets anders nodig nie. Jy het net die Here Jesus nodig. Ou praat daar van sy profete en priesters al goed. Ek sê maar, as jy gevul is met die Heilige Gees, jy's gevul dan met die Heilige Gees. Wat het jy 'n profeet nodig? Jy het dan die Heilige Gees in jou. Wat groter is dan die profeet? Jy het hom in jou, wat vir jou kan sê, wat jy kan doen, en wat jy mag doen, wat jy mag nie doen. Jy kan sê, die Here het my gewys op woorde toe ek gebid het. Ek sal moet begin verander in my lewens. Ek moet begin verander. En dit is deur die geloof, wat jy begin bid, en begin vra, Here, help my vandag, dat ek kan opstaan. En jy weet, ons leef in 'n tyd, kom ons eerlik wees vanmôre, waar nie geld is nie. As jy checkers toe gaan, dan kom jy uit met R2000 in 2 pakkies. Raag, daar is geen waarde vir geld nie. Daar is geen waarde vir niks. As jy inloop, dan gaan jy in en dink jy, wat moet ek nou koop? Dan vat jy maar die checkers special. Gooi in die sak. Opdat jy weet, jy moet ook 'n rentmeester wees van die geld wat jy het. Jy weet het.
Jy is 'n kind van God, jy weet, jy moet nie stupid wees nie, jy moet nie dom dinge doen nie, en dan vra later, but Lord, why am I going through this? Hoekom gaan ek hier so deur, Here? Hoekom gaan ek deur hierdie dinge vanmôre? Hoekom is dit so, dat ek voel gebroken? Moet net 'n bietjie dieper kyk. Kyk na jou. Ons blameer altyd die ander dinge. Ons blameer altyd die ander goede wat gebeur met ons. Ek kan nie kom nie, omrede dit is so. Ek kan niks doen nie, om dit is so. Ek sal nooit vergeet nie. Ons het ons vir jare deur die land getoer en bedienings gedoen. En eendag toe stap ek uit by my huis en my kar se petrol was so verby die rooi, het raak nou swart. Jy sien nie meer rooi nie. En dan, ek stap vir die trap af, so ek sê, Here, ons moet vandag daar gaan bedien vanmôre. Wat gaan ek nou doen? Ek bid al die hele week dat U voorsien en dit lyk my dis nou Sondagoggend. Dan wil ek my kar wat op fuels ry, nou gaan uittrek en die goed pak. Here, help my. En toe ek so aftrap van die trappies af, nee, toe staan er 100 rand daar by die vloer. Ek het amper gehuil. Ek was so bly om daai 100 randjie te kry om in my kar petrol te gooi. Ons vergeet. Hy sien alles. Ons vergeet. Hy gee vir jou wat jy nodig het, nie vir die tyd wat jy dit nodig het. Ons vergeet dat hierdie God wat ons dien, het vir ons 'n weg gemaak, die prys betaal, en vir jou en vir my vrygemaak van hierdie dinge wat ons so vashou. As ons kyk na die wêreld vandag, is eintlik scary. Al die profesie is besig om in te kom. Ek kyk elke dag YouTube, Israel. Ek kyk wat gebeur nie, wat ek nie van weet nie. Iewers kyk ontdek hulle hierdie ding, en dan ontdek hulle daai ding. Dan dink ek, ek moet my lewe nou reg kry. Ek wil hierdie storie vertel. Eendag sit ek in 'n flat, en ek speel gitaar heavy. En ek like my gitaar en ek speel hom. En ek is nog jong, man. Maar ek het 'n boek gelees, The Great Planet Earth, van Hal Lindsey. Dan lees ek hierdie boek van die weggrap en my goed. Wow, lees die boek en ek word toef. En ons is op die 4de vloer. Ek maak die venster oop. Ek sien, die kar staan in die middel van die pad. Niemand is binne kan die kar. Hy is leeg. Ek, oh Lord, it is rapture. I'm missing it. Oh Lord, don't leave me. Don't leave me. Toe staan die ou op agter die kar en sê, exhaust het afgeval. Ek wil net sê, dit so gaan dit wees. Die dag die Here kom. Dit wanneer jy nie verwag nie, gaan hy daar wees. Maar wat gaan jy dan sê? Wat gaan ons dan doen? Dis hoekom geloof so belangrik is. Geloof is 'n lewenstyl wat jy moet lewe. Jy moet in geloof kan lewe, anders, why? Why are you serving Jesus? Jy moet ook 'n distinksie bring tussen hierdie ding en daai ding, as jy in geloof lewe. Jy laat nie toe dat die duiwel in jou huis inkom nie. Jy laat nie toe dat die duiwel op plekke toe gaan nie. Een pas so vriend vir my sê vir my, ek gaan preek daar in die pub. Ek sê, dan teen 6 maande toe drink ek nie so hard soos hulle. Ek wil jou sê, jy gaan nie na plekke toe, waar die atmosfeer gelaai is, met die verkeerde geeste, dan loop jy daarin. Dan verwag jy, okay, God het jou mos 'n brein gegee, wat jy kan ook dink. Dat jy kan besluit. Maar die geloof wat jy leef, is 'n geloof van heiligmaking. En jy strewe na dit, ek het nie gesê jy is heilig nie. Jy strewe na heiligmaking deur die geloof. Met die genade van God wat op jou rus. Ek wil vir jou sê vanmôre, die genade, as jy nie genade gehad het, jy sal jy nie geloof gehad het. Want genade bedek jou. Moenie vir my sê jy maak nie foute nie, asseblief. Moenie vir my sê daar's dinge wat jy nie reg doen nie, asseblief. Moenie dit sê nie, dit is so. Ons is mens, ons is natuurlik van sonde gekry.
Omdat Adam nie geluister het na die vrou geluister. Ek wil jou sê vanmôre, geloof moet jou ophou. As jy geloof het, moet jy jouself opbou in die geloof. Asseblief moenie soos hierdie mense sê, 'n hele toon is afgebreek en dit pyn. Dan try hulle die feit hierdie. I don't feel the pain, I don't feel the pain, I don't feel the pain, without the pain there is no gain. Sê hulle dit, dan roep hulle nog steeds so toe. As God jou aanraak en hy genees jou, dan is jy genees. Daar is nie van hierdie ander dinge nie, wat die mense vandag doen nie. As hy jou aanraak, wanneer hy jou aanraak, dan is jy vry van hierdie dinge. En hy maak jou skoon. Dis die ding van Christus Jesus. Hy maak jou skoon. Hy verander jou lewenswyse. Hy bring jy tot in 'n plek in waar jy 'n relationship, 'n verhouding het met die Heilige Gees en met Jesus Christus. Dis wat geloof doen vir jou. Maar jy moet dit net aktiveer in jou eie lewe. Nou om dit te aktiveer, ek weet dit is swaar. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek nou 'n soet jongman was en ek al daai slegte dinge gedoen. Toe was hierdie een ding wat ek gevat elke nou en dan, en toe moes ek uitstap in geloof om dit te los. Ek moes uitstap vir die drank wat ek gedrink het, en ek het gedrink, om dit te los. Ek moes uitstap om die sigarette te los, om die skelmwees te los, om die dinge te doen wat vuil is in die wêreld te los. Dis 'n stap van geloof, wat jy persoonlik moet vat, sodat jy kind van God kan as 'n oorwinnaar lewe. Wat is 'n oorwinnaar? 'n Oorwinnaar is iemand wat sy lewe gegee het aan Christus Jesus en stap in die geloof. Dis 'n oorwinnaar. Al stamp jy en jy val en jy spee op die grond, dan staan jy op nog steeds, want jy weet jou God lewe. Hy sal jou nooit vergewe of verlaat nie. Hy sal nie. Jy kan maar doen en sê wat jy wil. Regtig, ek sê vir jou, hy sal nie. Toe daai plek was, waar ek gedog ek moet liewste wegstap van hierdie plek af, Here. Toe voel ek sy teenwoordigheid soos ek nou voel. All over the place. Die Here is daar. En hy het my hand vasgehou en my gelei. En ek en Rikkie het daar uitgekom, waar ons in was. Omdat God vir ons die weg gemaak het. En ons het net geglo. Al lyk het of daar niks gebeur nie. Ons het geglo, omdat ons hom nie gesien nie. Ons het geglo aan die dinge wat ons nie sien. En dis wat geloof is, vanmôre. Ons, as kinders van die Here, kan nie sonder geloof leef nie. Omdat jy glo ons onder God wat opgestaan het uit die dood uit. So dit is wat jy doen. En jy glo mos, as jy opstaan in die oggend, dat die sien van die Here op jou is. Ons sê, jy doen dit. Ons doen dit. En jy bid teen hierdie dinge wat jou kniehalte, elke nou en dan, voel jy, ek kon dinge wat in 'n tyd is, om in 'n plek waar bags en go. Jy voel so baie keer. Maar ons loof deur die geloof, nie die gevoel nie. Omdat geloof bring dit voort in jou lewe om by hierdie pad te loop. Kom ek jou vra. Sê nou die Here kom terug nou. Ja. Op die wolk kom sy buite kom al. Wat gaan jy dan? En jy het nie gestap die pad wat hy gesê het jy moet stap. Wat gaan jy dan doen? Want jy moet verstaan, as jy breed weggeraap is van die aarde af, is die Heilige Gees ook van die aarde af. Die Heilige Gees woon in die breed. In die breed, waar jy vra, Heilige Gees kom woon, dis waar hy woon. Hy woon nie by die kant, hy woon binnekant die lewendige tempels. En wat gebeur is dit, wanneer die wegraping plaasvind? Halleluja.
daar gaan ons. En die Heilige Gees. Ek sê dit, net een druppel van die Heilige Gees, net druppel, sal die duiwel nie kan werk. So hy het sy 7 jaar wat hy gaan doen wat hy wil doen. Maar die geloof maak so dat jy as 'n kind van God moet beoefen wat jy in glo. Dis wat die geloof sê. Nie hierdie ander junk, this is a sin, that's a sin, as jy dit doen, dat jy mos nog in die wet, man, dan het jy niks te doen met hierdie geloof wat ons van praat. Omdat geloof breek the barrier between you and sin. Wat jy sê, ek weet ek moet dit nie doen nie, so ek gaan dit nie doen. En as jy dit doen, sê Here, vergewe my, help my om hierdie ding te oopbrug, dat ek nie meer sal doen nie, ek staan in die geloof, wie anders toe kan ek gaan, Here? En ek klaai daai punt altyd met hom. As ek in my bidkamer is, ek Here, wie anders kan ek gaan? Ja. I do not know anybody else, Lord, that can rise from the dead and sit at the right hand side of the Father. I do not know nothing else, Lord. Ek weet nie, Here, ek weet net dat U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. So dis wat geloof is vandag. Dis 'n weg. Dit is die waarheid. En dit is die lewe. Vir jou lewe. So vanmôre wil ek jou vra, kind van God. Miskien is jy afgebreek vanmôre, jy stikken. Miskien is daar dinge in jou lewe wat nie lekker is nie. En ek is hier om my evangeliese boodskap te gee vanmôre. Ek is hier om die woord van die Here te bedien. En jy voel plat. Jy is maar net moeg vir die storie. En jy is sat vir hierdie goede wat met jou gebeur. En jy voel, oh Lord, wat moet ek nou vandag doen? Wel, as jy saam met my staan, gaan ek vir almal vir ons bid. As jy hierdie goede wil nou 'n pakkie maak en dit neerlê by die Here se voete, is dit nou tyd om te doen. Is dit hierdie plek waar jy is vanmôre, net gekom vanmôre, net vir hierdie boodskap, sodat jou lewe kan verander. Amen. Jesus kry die eer en die lof van die prys, nie die pastoor of enige ander persoon, net die Here Jesus. As jy gekom vanmôre en jy stikken, terwyl, jy weet, baie mense kyk buitekant, smaai jy, maar binnekant is jy stikken. Binnekant is jy stikken. En as jy financial probleme het, wie het die vandag nie, kan ek dit vraag. Wat jy weet, jy moet by daai punt kom, en in geloof stap en sê, Here, U is my voorsiening. U is my geneesheer. U is my toekoms. U is die ewige lewe wat ek wil hê. U is die een wat ek gaan voorkniel en halleluja sing en prys en aanbid voor U aanbid. U, Here, U is die een. En dis 'n stap wat geloof wat jy moet maak. Hierdie ding wat ek van praat vanmôre, bring 'n verandering in jou lewe. Die genade van God rus op jou in elk geval, want jy sê jy is 'n kind van die Here. Maar die geloof is 'n aksie in wat jy moet beweeg as 'n persoon individueel. You have to move in the power of faith in the Holy Spirit. You have to move through the Holy Spirit into you so that you can become new. Sodat jy kan weet dat die Heilige Gees is daar vir jou om jou te leer, om jou te wys, om jou te ondersteun. Maar jy moet staan in die geloof. Dit is nie maklik om dinge lot neer te sit nie. Dit is nie maklik. Dit is nie maklik om goed te neer te sit nie en weg te loop nie. En dit is ook nie maklik om in die geloof te staan. En dit is die werklikheid. So ek wil jou opbou, kind van God. Hou vas aan die Here Jesus. Hou vas aan die Heilige Gees. Spreek die bloed oor jou gesin uit, oor jou lewe uit elke dag. Spreek die naam van I just want to speak the name of Jesus. It's song that we sing here. Sing hom baie. Ek
het gedink aan hom vanmôre, maar hulle het nie die drukke gehad, so ek het dit nie gesing nie. But I just want to speak the name of Jesus today over the situation that you find yourself in this morning. Ek wil hê dat die Here met u wonderwerke laat doen in jou lewe, dat jy kan hier opstaan en hierdie gemeente en sê, ek wil net getuig gou, pastoor. Die Here het vir my voorsien hierdie week. Die Here het vir my 'n wonderwerk gedoen hierdie week. Net omdat ek opgestaan het in die oggend, Here, is 'n wonderwerk. Net dat ek kan sien, Here, is 'n wonderwerk. Net dat ek kan hoor en praat en loop, Here, is 'n wonderwerk. Dat ek my kar het, Here, is 'n wonderwerk. Dat ek my huis het, Here, is 'n wonderwerk. Dat daar klere en kos is in my huis, is 'n wonderwerk. Hierdie is die, ek sê daar's 10 wonderwerke wat elke dag gebeur. Hierdie is hulle. Dit gebeur met jou lewe wanneer jy opstaan in die oggend. So ek vir jou vra, as daar dinge is, wat jou hinder, as jy besluit nou moet los, wat jou hinder, omdat jy nie in geloof staan, dat jy die dinge wat jou omkrap en nie reg met jou is nie, dat jy voel gebreek en jy voel stikkend, en jy voel, Here, waar is jy? Wat dis, hoe voel jy? Ek wil jou sê, kind van God, man van God, vrou van God, jong mens, God is daar vir jou vanmôre. Doesn't matter if you've been saved over 55 years, we've been saved out of that. It doesn't matter. God doesn't care about that. He cares about your heart, about your mind and your heart. Talking to Him now at this moment. As ek nou met U praat, dan praat jy nou met die Here. Here, help my. So kom ons, ek gaan vra, die wat wil staan, kan saam met my staan. Die wat wil sit, bly sit maar. Kom ons hoofde buig. Jy kan staan saam met my as jy wil. Lord, we come to Thee in the name of Jesus this morning. Ons as 'n gemeente kom voor U aangesig vanmôre, Here. Ons kom in die naam van Jesus Christus, want daar is geen ander naam. Ons buig voor U, Here, in herkenning van U grootheid en mag, almag. Ons buig, Here, sodat ons weet dat ons as kinders van die Here het U nodig om ons te lei in hierdie tydperk op hierdie aarde waar ons in is. Ons vra U vanmôre, Here, dat wonderwerke sal plaasvind in ons lewens. Op elke situasie wat ons U vra, laat U wil geskied op ons lewens, Here. Laat U wil geskied, Here. Laat U krag geskied. Laat U wat U wil doen, Here, laat U dit doen in ons lewens. En Here, die pad wat ons al gestap het in hierdie gemeente, dat U hand op hierdie gemeente sal bly. Dat U, Here, 'n weg sal maak in hierdie gemeente in Jesus naam vanmôre. Aan U kom alle eer. Aan U kom alle lof. Aan U kom alle aanbidding vir wat U vir ons doen. Help ons om te stap soos manne en vroue van God in geloof, Here. Die dinge wat ons nie sien nie, gee vir ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam vanmôre. Amen, amen. U mag jy sy plek weer dankie. Water druk. Ek wil volgende week wil ek begin met 'n reeks preke oor the Gospels. Dan praat ons van die evangelies, dan praat ons nie van Johannes, John, Matthew, John, Mark, Luke. Dis daai 4, dis in die Bybel, ja. Maar ons gaan praat oor die dispensasie van die evangelies in hierdie tyd wat ons in leef. So, ek wou net vandag gepreek het, maar dit was 'n bietjie van 'n heavy studie wat ek nog moet doen oor dit. Maak seker dat ek nie nonsens praat nie, want ek liefste by die boot bly en nie by mense nie. So ek wil jy vra, nooi mense uit.
Laat die mense na die huis van die Here toe kom saam met jou. En dan laat die Here sy Heilige Gees in hulle lewens werk. So nie so by die deur inkom, but jy sê, Lord, let the Spirit of God move in this man. Dit is tyd om dit te begin doen. Ons het ou mense dit ons gedoen. Die ou pikste mense, het nie ons gaan vat nie. As jy inloop en sê, ek kan sien jy het gebed, maar dan kom jy so. Hy het die ruk en pluk gebed gedoen. Ken jy daar ruk en pluk gebed? Ken hom. Ruk jou dat jy nie weet waar jy is nie, maar as hy klaar met jou is, dan weet jy is verander. Amen. Amen. So, ek wil net vir jy sê, dat hierdie dag 'n goeie dag vir julle wees, mag die Here se seën op julle wees. Mag die salwing van die Heilige Gees u deurdra vandag. Mag die krag van God in u wees vandag. Mag sy wil geskied in u lewe vandag. Ek bid hierdie seën op hierdie gemeente, Here, vanmôre. En ons sê dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.